Oor die afgelope paar weke het Christo van der Rede van die F.W. de Klerk Stichting en Herman Pretorius van die Instituut vir Rasseverhoudinge oor en weer meningsstukke in rapport geskryf oor sogenaamde raswette. Christo voer aan dit is onsensitief en sensasioneel om enige wet wat ras as regsterminologie bevat as 'n raswet te bestempel. Op sy beurt skryf Herman, hy wonder of die stigting dan argumenteer vir die herlewing van die potloodtoets en klassifikasierade. Hulle het ingestem om vanaand oor die onderwerp van ras en regstellende aksie te kom praat. Net eerstens, daar word herhaaldelik gepraat oor Suid-Afrika, wat miskien die land is in die wêreld met die meeste raswette. Dit is iets wat iemand soos Elon Musk en Solidariteit baie keer sê. Kom ons begin net daaroor. Christo, jou reaksie? Wel, Suid-Afrika het 'n grondwetlike verpligting om die historiese ongeregtighede van die verlede te herstel. En dit is waarom artikel 9.2 in die grondwet dit vra dat daar bepaalde stappe geneem moet word om mense wat voorheen benadeel is, om hulle ook toegang te gee tot die ekonomie en dat hulle ook toegang kry tot dit waarvan hulle ontneem is in die verlede. En dit is teen daai agtergrond waarom daar in baie wetgewing en veral in sleutelwetgewing dit ingeskryf staan dat daar moet regstelling wees. Jy kan nie die wetgewing wat na 1994 geskep is om die ongeregtighede van die verlede dit byvoorbeeld sinoniem maak met apartheidswetgewing nie. Apartheidswetgewing het mense uitgesluit. Ek wonder soms of Herman ooit 'n belewenis gehad het van apartheid. Ek was aan die ontvangkant van apartheid. My ouers se huise is platgestoot in 'n sukses. Mense is van hul grond oneien. Die geleenthede wat ek moes gekry het as 'n kind is van my onneem omdat ek daar op daai stadium beperk was tot bepaalde universiteite, tot bepaalde inrigtinge. My loopbaangeleenthede was ondermyn. Ek kon net tot sekere beroepe toetree. En dit is die hartseer verhaal van apartheid. Nou wil jy net vir my kom sê dat na 1994 sit ons met dieselfde tipe raswette wat voor 1994 gegeld het. Ek koop nie daai argument nie, want na my mening, jy weet, het ons dit nodig om regstelling te doen. Die groot vraag is nie om die beginsel van regstelling aan te pak nie. Die groter fokus moet wees op hoe vind dit neerslag in die praktyk. Herman, jou reaksie? Dis 'n goeie ding dat Christo nie daai standpunt koop nie, want ek verkoop nie daai standpunt nie. Ek hoef nie persoonlike ervaring van apartheid rasisme te hê om de staat te maak op die 100 jaar van navorsing van die IRR om te besef dat 'n raswet is 'n raswet. As hy steun op ras en hy gee uiting aan ras, mag die gevolge dalk van 'n meerdere of 'n minder ekstreme mate wees, maar die raswet-indeks wat Christo 'n paar weke gelede quasi-navorsing genoem het, 'n drogredenasie, is 'n eenvoudige indeks wat kyk waar is daar wette wat ras gebruik om jurisprudensieel gevolge te koppel aan die konsep van velkleur. Ons sê nie in ons indeks dis die een is goed of die een is sleg nie, maar wat ons wel sê is dat ons kyk na artikel 1b van die grondwet. Christo en die stigting wat hy verteenwoordig, en ek moet sê, dit is 'n voorreg om die paneel vanaand met Christo te deel. Die de Klerk Stichting is 'n aansienryke organisasie en hulle missie om die nalatenskap van F.W. de Klerk te beskerm en te laat voortleef, of mense van die man hou of nie, of jy goedkeur wat hy gedoen het of nie, is 'n waardige missie en ek wens Christo hulle baie sterkte daarmee toe. Die probleem kom egter in dat, en hy het dit gister in sy rapportstuk ook 'n bietjie misgetas mee, daar is nie 'n konflik tussen artikel 1b van die grondwet wat sê dat Suid-Afrika nie rassige grondwetlike demokrasie moet wees en artikel 9.2 nie. Artikel 9.2 praat van voorheen benadeeldes. Dit noem nie dat daar 'n basis is vir ras om daai benadeling aan te spreek nie. Artikel 1b van die grondwet, anders as wat Christo gister in sy stuk geskryf het, is superieure reg. Dit is nie onderhewig aan die artikel 36 beperkingsmaatreëls van die Handves van Menseregte nie. Dit het 'n verskansing van 75% parlementêre meerderheid teenoor artikel 9 se 66% meerderheid. So hoe ook al mens daarna kyk, artikel 1 is die basis van die sosiale kontrak in Suid-Afrika. En 'n laaste punt, kom ons maak dit prakties, soos wat Christo sê dit moet wees. As daar 'n staat is wat op ras kan diskrimineer, is daar 'n staat wat op ras moet kan klassifiseer. En hier is waar ek Christo 'n direkte vraag wil vra. 17 Junie 1991 gee president de Klerk 'n wonderlike toespraak in die parlement waar hy aankondig dis die einde van apartheid. Op die terrein
van die beëindiging van diskriminasie is nie net die groepsgebiede wet, grondwet en bevolkingsregistrasiewet nou herroep nie, sê president, maar ook die wet op aparte geriewe. Statutêre rassediskriminasie is hierdeur eerlik en volledig verwyder en beweringe tot die teendeel het geen substansie nie. Hoekom maak F.W. de Klerk se stigting om vandag tot leenaar? Christo? Dit is die tipe van erodering van argumente waarmee ek werklik wel sukkel. En dis my probleem, want Herman beskuldig ons daarvan dat ons op een of ander wyse die nalatenskap van F.W. de Klerk ondermyn. Wat hy nalat is om te sê dat hulle poging om die 145 raswette of wette in Suid-Afrika te klassifiseer as raswette is eintlik 'n leenagtige poging om 'n veldtog van 'n stapel te stuur en om Suid-Afrika te verkleineer. Kyk wat het hulle gedoen. Verlede jaar met die G20 groot baniere. Nee, maar dit 145 of die storie van 145 is misbruik om Suid-Afrika in die verleentheid te stel, om Suid-Afrika as 'n rasbehepte samelewing uit te maak. Sy kollega Martin van Staden maak dit baie duidelik. Hy is saam in die wet saam met organisasies, AfriForum Solidariteit, want hulle het ten doel om Suid-Afrika op 'n manier uit te beeld as 'n rasbehepte omgewing. Ek het nie probleme met die goed wat Herman nou genoem het nie. Ons maak uitsprake teen rasseklassifisering. Ons is baie duidelik oor bepaalde wetgewing wat bepaalde rigiede raskwotas byvoorbeeld afforceer, soos byvoorbeeld die rasteikenwetgewing. Wat ons sê, en dis die groot toondoofheid wat Herman tentoonstel. Ons maak dit baie duidelik. Moenie die wetgewing na 94 oor dieselfde kam skeer as wetgewing voor 94 nie. Voor 94 het mense uitgesluit op grond van ras. Na 94 is dit veronderstel om mense in te sluit op ras. En ongelukkig sit ons nou met 'n regering wat wetgewing, jy sit met 'n politieke mafia, wat hierdie wetgewing misbruik om hulle self te verryk. Maar daarvoor moet ons na die grondwet toe gaan. Ons moet nie ons energie vermors om nou alle wette te klassifiseer as rassewette nie. Ons moet die wetgewing wat besig is om 'n samelewing te ondermyn, dit moet ons aanspreek. Maar ek wil jy Herman vra, is daar 'n manier wat miskien jy kan dink dat die wette is rasbewus, nie soseer raswette nie, soos wat Christo aanvoer in sy stuk. Kyk, as ons semantiek wil debatteer, dan is ek welkom, is ons vry om dit te doen, maar 'n paar feite. Martin van Staden is nie my kollega nie, Christo. Ek bevrees jy het daai feite nie korrek nie. Nommer 2, ons was nie betrokke by die G20 veldtog nie. As ons navorsing daar buite sit, dan is mense welkom om dit te gebruik. Julle ook, dit sal julle dalk goed doen. Jy praat van die erodering van klassifikasie, maar kan jy verskil van die standpunt dat vir 'n regering om op ras te kan diskrimineer, moet hy eers ras kan klassifiseer? Met ander woorde, die klassifikasiebeginsel wat president de Klerk op 17 Junie 1991 trots herroep het, wil julle nou terugbring. Vir 35 jaar was die Suid-Afrikaanse staat rasblind van 'n statutêre oogpunt. Die staat het sedert daai dag nie die vermoë om te kan definieer wanneer iemand aan 'n spesifieke ras behoort nie. As ons rasgebaseerde wetgewing wil terugbring, of wil laat voortleef, gaan daai klassifikasie vermoë ook moet herleef. Is die herroep van die bevolkingsregistrasiewet van 1950, soos president de Klerk dit gelei het, dan 'n fout gewees dat ons kan teruggaan na rasklassifikasie, want sonder rasklassifikasie is daar nie rasgebaseerde beleid nie. Christo, ja, jy het kommer en ek sou sê, het miskien teleurstelling uitgespreek oor Herman se gebruik van die woord potloodtoets, is dit waarheen ons terugkeer, maar as jy ook praat van wete wat rasbewus is, vorm klassifikasie nie tog dan 'n deel daarvan. Hoe kom 'n mens weg van dit? Ons argumenteer ten sterkte teen enige vorm van rasklassifikasie, want dit hou bepaalde implikasies in vir gemeenskap. My argument gaan nie oor die aspekte wat Herman nou ten tafel gelê het nie. My rekord is daar, die F.W. de Klerk se rekord is daar. Ons spreek ons baie duidelik uit teen die misbruik van raswetgewing, teen enige vorm van rassediskriminasie, enige vorm van rasseklassifikasie. Ons is van mening dat die beginsel, soos vervat in artikel 9.2 van die grondwet, dat daai beginsel
gaan altyd spanning veroorsaak. Want hoe stel jy die verlede reg sonder om foute te maak en mense te benadeel in die proses? Maar dit Dink is jy waarvoor dat die daar burger... te veel foute in die onlangse tyd? Ja, absoluut. Ek meen ons is baie duidelik daaroor. Maar moenie die edele beginsel van die aanspreek van historiese ongelykhede aanspreek. En Herman is oneerlik as hy sê hy en Martin van Staden werk nie saam nie. Weet jy wat is hulle besig om te doen? Hulle is besig om my en die stigting swart te smeer in die media. Ek moes gister lees 'n artikel van Martin van Staden waar hy my beskuldig het van dat ek nou skielik in die bed is saam met die ANC. Ek is nie 'n lid van die ANC en ek het nooit die ANC se doenelate goed gepraat nie. En dan gaan hy verder. Hy beskuldig ons daarvan dat ons die potlood toets wil terugbring. Ek meen, hoe laakbaar kan 'n mens wees deur ons argumente wat ons op die tafel sit op so 'n wyse te miskonstrueer. Kyk, maar so net vir die rekord, sover ek verstaan, is Martin van Staden die beleidshoof van die Vrymark Stichting. Ja, So, hy is nie met die Instituut van maar Rasverhouding. Hy is nie meer by die Instituut van Rasverhouding. Hy was vir 'n kort tydperk. Hy is terug na die stigting toe. So as Christo daaroor oneerlik wil wees, is hy welkom. Die feite spreek vir hulle self. Christo probeer hier regtig 'n foxtrot dans. Aan die een kant sê hy dat daar moet rasgebaseerde, regstellende beleid en wetgewing wees. Ek dink dis 'n regverdige interpretasie van sy argument. Wat ek dus sê ten opsigte van die laakbare potloodtoets, minstens kan ons saamstem op die laakbaarheid van die potloodtoets, is dat jy kan net diskrimineer as jy klassifiseer. So vir 'n staat om te kan diskrimineer op enige gronde, as Christo artikel 9.2 van die grondwet so foutiewelik wil interpreteer, dan moet jy die bevolkingsregistrasiewet herroep. Die wet wat F.W. de Klerk juis op trots was in 'n toespraak wat op die stigting se eie webwerf aangekondig word as the final abolition of apartheid. So ons sit hier in 'n situasie waar een van die mees noemenswaardige suksesse van die de Klerk presidentskap juis die beëindiging van die klassifikasie infrastruktuur was wat rasgebaseerde wetgewing en beleid in die eerste plek moontlik gemaak het. En nou sit ons in 'n situasie waar sy stigting aanvoer aan die een kant hulle is teen rasseklassifikasie, maar hulle het 'n klein aptyt, regiet of nie, vir rasgebaseerde wetgewing. Jy kan nie die twee sonder mekaar hê nie. Dis soos om te dink jy kan 'n skilder wees sonder verf. 'n Staat wat wil diskrimineer, moet eers klassifiseer en jy kan nie daar rondom dans nie, Christo. Maar daar is ongelukkig al voor ons tyd. Maar dis hierdie ekstreme regse standpunt wat deur Herman en sy damkring verkondig word. En 70% van die Jimmy Suid-Afrikaanse bevolking. En Jimmy Manley aan die linkerkant verkondig word wat ons land op 'n pad van rampspoed plaas. Daar's nog ons moet baie- eerlik wees en die middelweg volg. Daar's nog ons baie om eerlik te wees. bespreek, manne, en ek sal julle beslis teruggee. Laat Dankie ons dat julle eerlik vanaand wees. kom saamgesels het. Herman, Christo, baie dankie.